Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie oggend waar ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons vanmôre weet dat U is hier saam met ons. U is by ons. U lei ons en U bewaar ons. Here, want U woord sê waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U. En dankie dat ons vanmôre weet dat U is hier om ons te vertroos. U is hier om ons te versterk, Here, in hierdie tyd waar ons laaste eer betoon vir ouma Betty bring. En ek bid vanmôre, Here, dat U elkeen wat hier is sal seën, dat U elkeen wat hier is sal vertroos, Here. Here, dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd maklik nie, maar met U wat ons die krag gee, kan ons dit maak vanmôre. En ek vra, Here, dat U saam met ons sal wees en dat U naam verheerlik sal word. Here, is my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir jou wat hier is. Ek dink as ouma vanmôre hier kon gewees het, sou sy ook vir julle gesê, dankie vir die moeite. 'n Ou dink altyd as 'n ou lewe, wat gaan op my begrafnis gebeur?
Wat gaan op my begrafnis gebeur? En ek wil net van die Volle Evangelie Kerk, Christiana se kant vir jou sê, waar ouma is, kan jy nie wees nie. Jy het nog kans om reg te maak, jy het nog kans om jou lewe in orde te kry. Maar kom maar, dat ons die saak vandag regmaak. En baie dankie dat julle ons gekies het. Dankie dat julle ons dienste gebruik, wil ek half sê. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons lief was vir ouma. Ek weet, daar was 'n tyd wat sy baie melktert gewak het. Ons was daarom so 3 keer, 4 keer wat ons melktert gekry het by ouma. En is dit altyd lekker om haar te kon sien. Maar wees verseker, ons deur is oop vir u. As daar enige vrae is, enige onduidelikheid, as jy sommer net wil kom gesels, ons deur is oop en jy is welkom om ons te kontak. Ek wil net vir jou sê, dat ek bid vanmôre vir jou, dat God jou sal vertroos in hierdie tyd. Ek kan dit nie doen nie, ons kan nie mekaar vertroos soos wat God dit kan doen nie, maar as hy dit doen, sal hy 'n volkome werk doen. En ek gaan regtig my bes doen om nie te lank vir jou vanmôre besig te hou nie, maar ek wil hê as jy hier uitstap, jy sal weet God het jou lief. En dat jy nie daar buite gaan verlore voel nie, maar dat jy sal weet, hy is hier om jou te dra, gee net oor aan hom. Amen. Ek gaan jou vra, kom ons staan saam, dankie Riska. Kom ons staan saam, dan gaan ons eerste liedjie sing, soos in jou boekie. As jy nie in jou boekie wil lees nie, sal hy ook dan op die TV's wees, en dan sing ons sommer die eerste ene saam, Amazing Grace. Heel agter op jou boekie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious the that grace appeared, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's grace than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Wanneer 'n naasbestaande afsterf, is dit altyd seer. Die dood kom en hy neem weg wat vir my en vir jou dalk baie kosbaar was. Hy neem weg ons geliefde.
Hy neem weg 'n ma wat ons kon koester en vashou. Maar daar's een ding wat hy nooit kan wegvat nie. Daar's een ding wat hy nie vir hom kan neem nie. Daar's een ding wat die dood nie kan verander nie. En dis ons herinneringe aan ouma. En so was dit dan met ou Tannie Betty. Altyd vriendelik, altyd positief. En sy is daar met haar karretjie inkom, hoe gaan dit ouma? Altyd goed. Altyd goed. En ek wil jou vanmôre bemoedig, hou vas aan ouma se herinnering, hou vas aan mamma se herinnering. Dis al wat ons het. Maar ons sal, as ons lewe reg is, eendag haar weer sien. En ek wil vanmôre met jou 'n klein gedeeltetjie deel. En dit is 'n baie bekende gedeelte en ek is seker daarvan, as jy hom hoor, gaan jy dit al iewers gehoor het. En dit is 'n baie bekende gedeelte in Matteus 11, vers 28 tot 30. Kom ek lees hom vir jou. Dan hoor jy wat sê hy. Dis Jesus wat self praat. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Jy sien, hier is 'n uitnodiging. Jesus kom en hy gee vir ons hierdie uitnodiging, en hy sê vir ons, kom na my toe. Hy sê nie hier hardloop na die pastoor toe nie. Hy sê nie hier hardloop na die bankbestuurder toe wanneer jou finansies 'n probleem is nie. Hy sê nie hier hardloop na 'n prokureur toe wanneer daar sake begin moeilik gaan nie. Hy sê nie hier sit by die huis en worstel en worry oor die dag van môre nie. Hy kom hier met hierdie woorde, hy sê kom na my toe. En is dit nie so mooi as ons daarna kyk om te sê kom na my toe. Die een wat vir ons gesterf het, die een wat sy lewe vir ons gegee het, die een wat alles vir ons betaal het. En terwyl ek na hierdie stukkie kyk en ek luister hoe die Gees van God in my, hier binne my so 'n bietjie roer, toe dink ek aan 'n ander teksversie in Jesaja. En ek seker van u dit ook al gehoor, dis Jesaja 1 vers 18 en dis ook Jesus wat praat. En nou gaan baie ouens met my stryd sê nee pastoor, dis Ou Testament. Ek gaan dit nou nie vandag vir jou uitmekaar uittrek nie, ons kan later daaroor praat. Maar hoor wat sê hy? Hy sê kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hier is twee uitnodigings wat Jesus vir ons gee om te sê kom na my toe. Hierdie uitnodiging is wel in die Ou Testament en dis baie jare terug, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie uitnodiging staan tot vandag toe, laat Jesus sê, kom na my toe. Hierdie selfde uitnodiging is weer in die Nuwe Testament, soos ons nou gelees het, Matteus 11, kom na my toe. En hier sê, die volgende woorde sê, almal wat vermoeid en belas is. Almal, hy sonder niemand uit nie. Hy sê nie jy moet blond wees en blou oë hê nie. Hy sê nie jy moet bo 60 wees nie. Hy sê nie jy moet onder 20 wees nie. Hy sê almal wat vermoeid en belas is. Kan ek weer vir jou sê? Almal. U wat my ken sal weet, ek hou daarvan om in die tale rond te krap wat die Bybel in oorspronklik geskryf is. En wanneer jy hierdie woordjie almal vat, en ek gaan kyk wat in die oorspronklike Grieks en die Hebreëus en al daai goedjies, is dit baie interessant as jy daarna gaan kyk. Weet jy wat beteken hierdie woordjie almal? Kan ek vir jou sê, is jy reg? Die woordjie almal beteken almal. Niemand word uitgesonder nie. En dit maak dit so lekker. Dis vir my en dis vir jou. Maak nie saak waar jy vandag in jou lewe is nie. Dit maak nie saak in wat 'n storm jy vandag is nie. Ek en jy, wat vermoeid en belas is, kan na Jesus toe gaan. Hy wag vir ons. Hy staan met oop arms en hy's reg om ons te ontvang. En wat vir my so lekker is, hy sê hier 'n kwalifikasie, iets wat ek en jy aan moet voldoen voor ek na hom toe kan gaan. Het u dit raak geluister?
Hoor wat sê hy? Hy sê, kom na my toe, almal wat is, vermoeid en belas. Gaan dit vandag met jou baie goed? Is daar geen krisis in jou lewe nie? Gaan dit voor die wind? Of is ons almal maar iewers, is ons vermoeid? Oral is ons iewers maar iets wat ons bietjie belas. En dan sê hy, is jy welkom om na my toe te kom. En ek het bietjie gaan kyk in die 83 vertaling, die woorde verander so bietjie. Waar ons hier sê, vermoeid, word in die 83 vertaling met die woordjie geruil uitgeput. Uitgeput. En hierdie vermoeid, hierdie uitgeput, beteken hierdie woorde, en hoor mooi, hy sê, ek is moeg as gevolg van aktiwiteite. Dit was hierdie vermoeid, hierdie uitgeput, is iets wat ek is moeg as gevolg van aktiwiteite. In die ou dae het hulle fisiese arbeid gaan doen, die tannies het pap gekook, die manne het gaan jag, hulle het gaan oorlog voer, wanneer hulle terugkom, was hulle moeg en uitgeput. Oorlaai, soos ons hom hier lees in die 53 vertaling, belas, is in die 83 vertaling oorlaai, is moeg as gevolg van gebeure. So hier is 'n verskil. Ons is moeg van aktiwiteite wat in ons lewe gebeur, en dan is daar iets wat afspeel, wat ons moeg maak. En dit laat dink my so aan 'n skip. Ek weet nie wie van u was al in 'n hawe, wanneer daar 'n groot skip gelaai is, en hy's reg om uit te vaar, en iewers was hulle kalkulasie so bietjie verkeerd, en hy het 1 of 2 van daai containers dalk te veel, en as hy so die diepsee begin invaar, dan spat die water so oor die kante. Het jy dit al gesien iewers? Dalk op 'n movie? Hierdie is hy geoorlaai, en die water begin hom afdruk. Die omstandighede begin vir hom te veel word. Ek het ook al gesien, en ek dink hierdie was 'n movie, waar hulle op 'n kameel moet trek deur die woestyn. En hulle kom op 'n punt waar hulle hierdie kameel so laai, dat toe hy 3 tree gee, toe gaan sak hy net in mekaar. Hy kan nie meer die vrag dra, wat ons op hom gesit het nie. Voel dit nie vir my, of vir jou ook dalk partykeer, of die load op ons lewe ons net moeg maak nie? Maar voel dit nie partykeer vir ons, dat die dood van geliefdes, ons dalk ook tam maak nie? God kom vanmôre, en hy sê vir jou, kom na my toe. Kom na my toe. Omstandighede werk nie altyd soos ek en jy dit beplan nie. Die lewe verloop nie altyd soos ek en jy dit beplan nie. Ek kan jou waarborg, as ek vanmôre vir u vra, hoeveel van u het beplan om vanmôre hier te sit? Sou nie een van u dit beplan het nie. Dit het gebeur as gevolg van 'n aktiwiteit wat plaasgevind het. En ons raak moedeloos, ons raak moeg. En het ek in my lewe agtergekom dat daar's 2 dingetjies wat 'n groot rol speel. Ek neem aan daar's baie meer, maar daar's 2 goedjies wat ons regtig vinnig uitput en moeg maak. En een van hulle is godsdienstige tradisies. Het jy al gesien hoe moeg raak iemand om kerk toe te kom omdat dit 'n tradisie is? Elke môre as hy opstaan, sonoggemôre, dan hang hy lip op die grond. Hy moet net mooi loop of hy trap hom raak. Maar wanneer hy 'n lewendige verhouding met God het, is dit nie meer vir hom 'n probleem nie. As hy daagliks met God 'n pad stap, is dit nie 'n probleem om op 'n Sondagmôre in die huis van die Here te wees nie. Maar dit maak ons moeg wanneer ons ander mense moet tevrede stel. Dit maak ons moeg dat ons kerk toe kom sodat die pastoor of die dominee ons moet sien. Ek gaan ook maar net kerk toe sodat my vriend sien ek is daar. Miskien sit jou baas in die kerk en jy gaan maar net kerk toe sodat jy 'n goeie naam by jou baas kan hê. Dit maak 'n ou moeg. En dan 'n tweede ene, en ek dink dit is 'n baie groter een, dat daar is nog sonde in ons lewe wat ons moeg maak. Ek het al gesien, sondes maak jou moeg en belaai. Dit maak jou agteruitloop. Dit maak jou moedeloos wees. Maar ek wil jou vandag bemoedig, en ek wil klaarmaak. Ek wil jou vanmôre bemoedig met hierdie woorde van Jesus in Matteus 11. En hoor wat sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. In hierdie tyd, Elisabeth, almal familie, waar dit nie lekker is nie, kom na my toe, sê Jesus, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal julle beskerm, ek sal julle vertroos, ek sal vir julle rus gee.
Ek sal vir julle die antwoord gee. Ek sal vir julle die uitkoms gee. Ek sal vir julle 'n nuwe rigting gee. En glo my, Hebreërs stel dit so mooi. Jesus sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Al voel ons vandag dalk alleen. Al voel ons vandag, hier gaan ons rots. Hier gaan ons alles waarvoor ons gelewe het. Is God nog steeds hier om ons by te staan en ons deur te dra. Ek wil jou vanmôre vra, wil jy nie maar vanmôre hierdie uitnodiging aanvaar in jou lewe en na hom toe kom nie? Hy's hier en hy wil jou aanraak. Hy wil jou rus gee. Hy sê weer, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre uit die woord uit kon praat, Here. Here, dankie vir u woord wat lewe bring. Dankie, Here, vir u woord wat vertroosting bring. En dankie, Here, dat ons vanmôre weet, Here, dat die uitnodiging wat u vir ons gemaak het soveel jare terug, nog steeds vanmôre staan. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet, Here, wanneer ons na u toe sal kom, u ons sal leer, Here, want u juk is sag, u is nederig, en ons kan by u aanpas, Here. Ek bid, Here, dat elkeen wat vanmôre hier is, wat dalk hier in sy hart, hier in sy gemoed, Here, nog met u moet uitsorteer. Here, dat u met hulle geleentheid sal skep. Ek bid vanmôre, Here, dat elke persoon hier sal aanraak, Here, wat dalk vanmôre voel, hulle is besig om alles te verloor. Here, laat hulle na u toe sal gaan en u hulle met oop arms sal ontvang. Dankie, Here, vir u vertroosting. Dankie, Here, vir hierdie woord. En ons bid dit dan in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Ek gaan vra dat u weer sal staan en dan sing ons die tweede liedjie dan op u kaartjie. Die Here is my herder. Die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in, na waters waar rus is, lei hy my in, en baie diep alleen my. Baie diep alleen my hy plant my voete op 'n ewige rots en baie diep alleen my. Kom ons sing die Here is my herder net nog 'n keer. En die Here is my herder, en ek sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Waters waar rus is, lei hy my in. Baie diep alleen my uit. Baie diep alleen my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots en baie diep alleen my uit. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Ons gaan gou kyk na 'n video slide.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Baie dankie. Ek lees dan vir u die bedankings in die briefie. Die familie en vriende sê baie dankie aan Willie en Anna, die altyd die gaan haal om lekker te kuier saam met julle. Elizabeth, wat altyd reg gestaan het as ouma wil dorp toe gaan met hulp of sommer net 'n ou kuiertjie. Baie dankie. Magdalena Krog wat by ouma gebly het en haar altyd versorg het. Baie dankie vir alles wat jy vir haar gedoen het.
vir almal wat altyd daar was, vir ouma, al was dit net 'n vinnige kuiertjie of 'n oproep, dit word opreg waardeer. Almal wat tydens haar siekbed by haar gestaan het en haar versorg het. Dankie vir al die oproepe en boodskappe. Almal waardeer dit. Dankie vir Afpop Posmansburg, die ER24 Kuruman wat bereid was om te kom help Sondag met ma se afsterwe en vriendelike diens. Christiana Afpop, baie dankie vir al die reëlings en die vriendelike bystand aan die Medi familie waardeer dit. En dan dankie ook vir elkeen wat baie ver gekom het, elkeen wat die moeite gedoen het om hier te wees. Baie dankie. Die familie waardeer elkeen se bemoediging, elkeen se bystand. En ek gaan jou vra wanneer ons dan uitbeweeg na die begrafplaas om asseblief terug te kom en hier langs aan by die saal net 'n tee of 'n koffie of 'n koeldrank en 'n broodjie saam te geniet en mekaar daarom as familie net so 'n bietjie vas te hou en mekaar net weer op te chat. Ons sien mekaar te min. Ons bemoedig mekaar te min. Dis gewoonlik net op troues en begrafnisse. Of skeier u baie. Maar kom terug en kom ons kom kuier bietjie hier saam as familie. Ek gaan jou dan uitnooi ook asseblief om saam met ons te beweeg na die begrafplaas. Ons kry nie meer verkeersbegeleiding nie. So ry asseblief naby aan mekaar, sit jou hoofligte aan. As jy wil, sit sommer jou noodflikkerligte ook aan en kom ons bly by mekaar en ons ry veilig. Ons hanteer alles wat daar moet gebeur en dan kom ons terug en ons kuier verder lekker saam. Ek gaan nie al hierdie briefies lees nie. U kan dit by die huis loop lees en lekker al die memories recall van ouma en van mamma en van almal. So ek gaan nie daai alles nou lees nie. Maar is daar wel iemand wat dalk net hier uit sy hart uit wil iets vanmôre sê oor ouma Betty? Oor mamma of oor tannie of oor 'n sussie? Jy's welkom, kom Elisabeth. Sien bang jy man. Jy praat te sag. Ja, ek dink almal weet ek praat. Maar almal, Is hy aan? dis ek nou nie so laat nie. Dis myne. Allenison. Okay, sy sal nou aansit. Praat maar. Baie dankie vir elkeen wat hier is. Praat maar. Dis okay. Ek wil net sê dankie vir die voorreg wat ek gehad het om almal hierdie uitvaai op wat en al die lieflike herinneringe wat ek so met haar kon gedeel het. En elke keer wat ons kon saam gekuier het, dit was baie lekker geweest om haar se ouma te hê. En dan wil ek net sê baie dankie vir die baie mooi woord. Thanks. Alright. Is daar nog iemand? Steek jou hand op, Toosius. O. Is daar nog iemand? Moenie bang wees nie, is nie op recording nie hoor. Is jy reg? Okay, kom ons sluit af. Here, baie dankie vir u goedheid en u guns. Dankie Here dat ons weet vanmôre dat u is by ons en u vertroos ons, u versterk ons. En ek bid Here waar ons nou gaan uitbeweeg, dat u ons sal beskerm, Here. Dat u ons elkeen sal vertroos in hierdie tyd, is my gebed in Jesus naam. Dankie Here dat ons weet, dat wanneer ons na u toe kom, u altyd beskikbaar sal wees. En ons loof u naam. Amen en amen. Ek roep dan by hierdie geleentheid die draers dan net weer terug. Anna Liebenberg, Elisabeth Grobler, Pieter Forshee, Louis Forshee, Koos Forshee en Vanus. Ek vra dan net die draers by die graf ook. Hulle is Hans Koetsee, Willie Liebenberg, Pieter Forshee, Louis Forshee, Koos Forshee en Vanus Forshee, omdat as ons dan daar kom, net spoedig by die voertuie te kom en te kom assisteer. Baie dankie. Nee, hy moet weer reverse.